Ek wil vanoggend bid, Here, wil U vanoggend ons toemaak, wil U ons kom toevou in die holte van die hand, Here, terwyl ons in afwagting is, Here, terwyl ons in wag is, Here, op U woord, Here, wil U ons vanoggend seën, wil U ons aanraak. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Kom ons neem ons plekke vanoggend. Halleluja. Die Here is goed, sy goeie tierenheid is tot in alle ewigheid. En dit is van geslag tot geslag. Halleluja. Voorstel, baie dankie Pastor Emilia. Ek het vanoggend inkom toe sê sy vir my, dit is my huis. As dit my huis is, dan maak 'n mens mos maar in jou huis vir jouself tuis. Ek wil baie dankie sê vir die vryheid wat ek vanoggend ontvang het, maar ook die wonderlike verwelkoming in hierdie huis. Ons het lekker vanoggend saam gebid. Ek wil dankie sê vir die kerkraad van Gansbaai, dat ek vanoggend hier kan staan. Hierdie aanvaar ek nie net as vanselfsprekend nie, maar ek aanvaar dit in die hand van die Here, dat dit is van die Here. Mag die Here ons vanoggend seën. Ek wil vir hom Chris dankie sê, ons het lekker gebly daar. Ons is so al 4 van ons, maar ons is vanoggend hier. Dankie vir die gasvryheid. Johan, wat alles verreël het, baie dankie. Ek is Gavin Batrus, ek kom van Tilbag af, klein plekkie, en daar gebeur 'n wonderlike ding hierdie naweek in Tilbag, het die Kersfeesdienste. Is maar net 'n fees met 'n naam, en die dorp daar is nie plek nie, daar is soveel mense, maar ons is vanoggend op Gansbaai. Saam met my het ek my vrou gebring en my 2 kinders, en ek weet vanoggend Tilbag gemeente stuur vir u al hulle seëninge en al hulle groete. Ek is ook die streeksekretaris, maar die Here het my gestuur met 'n woord. Die tema van my woord is wanneer God ingryp, verander alles. Maak nie saak wie of wat jy is, of waarvan jy kom, of wat jou omstandighede is, en waar jy bly nie, maar wanneer God ingryp, verander alles. Ek wil saam met u lees in die boek van Nahum, hoofstuk 1. Ek het die nuwe vertaling hier. En lees saam met my die opskrif van die boek, 'n uitspraak teen Ninive. Die boek waarin die openbaring van Nahum, die Elkosiet ontvang het, opgeteken is. Die opskrif van die nuwe vertaling sê, dit is klaar met jou. Hy sê, die Here is 'n God wat baie begaan is oor sy volk. Die Here is 'n God wat baie begaan is oor sy volk. 'n God wat hom wreek. Die Here wreek hom in sy gloeiende troon. Die Here wreek hom op sy teenstanders. Sy troon ontvlam teen sy vyande. Die Here is lankmoedig, maar sy krag is groot. Hy laat geen skuldige ongestraf nie. Hy kom in rukwind en storm. Wolke is die stof onder sy voete. Hy spreek die see aan en laat dit droog word. Hy laat al die riviere opdroog, Basan en Karmel verdor. Die groenigheid op die Libanon verwelk, berge bewe voor hom, heuwels wankel. Die aarde, die wêreld en almal wat daarin woon, drein diens terug wanneer hy verskyn. Wie kan bly staan voor sy woede? Wie kan sy gloeiende troon weerstaan? Sy gramskap breek deur soos 'n veldbrand. Rotse word voor hom uit mekaar gebreek. Maar met 'n vloed wat alles neersleer, vee die plek weg waar Ninive lê. Jaag hy sy vyande die duisternis in. Wat julle ook al teen die Here beding, vers 9.
Hy maak dit tot niet. Daar sal nie weer verdrukking wees nie. Een van die vertalings sê, wat jy teen God beraam, kom tot 'n einde. Ellende sal julle nie 2 keer tref nie. En ek wil praat vanoggend oor wanneer God ingryp. In Exodus hoofstuk 14, kom ons lees net gou die volgende verse, vers 13 en 14. Hoofstuk 14, vers 13 en 14. Maar Moses het die volk geantwoord, moenie bang wees nie. Hy sê, staan vas, kyk, hoe die Here julle vandag gaan red. Want soos julle die Egiptenaars nou daar sien, sal julle hulle nooit weer sien. Bly julle maar kalm, die Here sal vir julle veg. Bly julle maar kalm. Ou vertaling sê, wees stil, die Here sal vir julle veg. Wanneer ek hierdie woordtitel in die week, dat wanneer God ingryp, verander alles. Kyk ek na die verhaal van Nahum. Die Bybel verklaar dat Nahum was 'n baie klein profeet. He was one of the minor prophets. In die Bybel kry jy die groot profete en jy kry die klein profete. Nahum is een van die minor prophets. Daar is net 3 hoofstukke van Nahum. En een van die werke wat Nahum moet doen en waarvoor die Here hom opdrag gegee het, is om vir Nineve te gaan sê dat hy Nineve gaan verwoes. Jy sal onthou dat die Here Jonah opgeroep het om Nineve te gaan waarsku, om te sê dat hulle moet bekeer, en Nineve het hulle bekeer. Maar dat die tyd gekom in hulle lewe dat hulle weer van die Here af weggedraai het. En dis hier die profeet vir wie die Here roep om te sê, gaan sê vir Nineve, ek gaan hom verwoes. En Nahum bly in 'n tydperk waar die Assiriese volk geregeer het. En alles wat Israel probeer doen het die Assiriese volk met 'n baie swaar hand gestraf. En dis ook hulle wat Nineve beheer. Dis ook hulle wat in beheerskap en regering van Nineve staan. En dis hier wat Nahum moet kom en vir hulle gaan sê, kyk, die Here gaan hierdie dorp of hierdie stad verwoes. Dis nie 'n maklike boodskap in die tyd waarin hulle lewe, om dit uit te lewe nie. In die tyd waarin Nahum gelewe het, was daar soveel onsekerheid. Daar was soveel uitdagings. Daar was soveel onrus. Daar was soveel gesinskrisisse. Daar was soveel geestelike droogte. En dis in hierdie tyd wat die Here Nahum besoek en te sê dat die volk is nie waar hulle moet wees nie. God wil intree. God wil ingryp. Maar God soek 'n man en hy soek 'n vrou om 'n boodskap uit te dra. Nineve lewe, Nahum lewe in 'n tyd van absolute vrees. Hy lewe in 'n tyd wat dinge nie goed gaan met hom en sy familie nie. Hy lewe in 'n tyd, halleluja, waar hy voel dat die Here is nie naby nie. Hy lewe in 'n tyd waar hy voel dat die Here het hom verlaat. Hy lewe in 'n tyd, halleluja, al wat hy ken is ellende, al wat hy ken is aanslag op aanslag, al wat hy ken is dit wat hy probeer doen, is nie goed genoeg nie, dan kom die Assiriese volk en hulle verwoes dit. Hy ken niks anders as nood en pyn en hartseer nie. Maar dan kom die Here en hy besoek vir Nahum in vers 9 en hy vra vir Nahum hierdie vraag. Hy vra vir hom, wie is dit wat teen die Here in opstand kom? Jy moet verstaan, liewe broer en suster, dat wanneer God jou red en wanneer God jou op jou naam roep, dat jy is een van sy gunsgenote, jy is een van sy hoogappels. Hy sê in Jesaja, ek het my naam oor jou laat uitroep, jy is myne en jy is kostelik. En hier staan Nahum te midde van 'n krisis, halleluja, en hy wag op die Here, en dan kom die Here en besoek hom in vers 9 en sê, wie is die volk wat die Here uitdaag? En elkeen van ons in lewe kom daar 'n tyd waar ons mismoedig word, dan kom 'n tyd waar dit donker rondom ons
word waar ons nie die lig kan sien nie en dan voel ons dat die wêreld waarin ons lewe vir ons te veel kom word. Ons hoor vandag reg rondom ons van wêreldoorlog. Ons weet wat in Israel in die gebeur is. Ons sien wat in Iran in die gebeur is en dit maak ons bekommerd. Dit maak ons dat ons vreesagtig word. Die Here vra vanaand in vers 9. Hy sê wat julle ook al teen die Here bedink, hy maak dit tot niet. Wat ook al rondom ons gebeur. Al lyk dit soms in ons families, in ons huishouding, in ons samelewing, dat die vyand is besig om die oorhand te kry, wil ek vanoggend sê as God ingryp in jou omstandighede, as die Here ingryp in jou lewe, as die Here ingryp in jou familie, dan verander hy. Hy sê vanaand dat die ellende sal jou nie 2 keer tref nie. Naam ken dit die ellende. Hy ken dit swaar kry. Hy weet wat dit is, halleluja, om gebuk te gaan onder 'n volk wat hom onderdruk. Dan kom die Here en hy wil vanoggend vir iemand sê, halleluja, ek is hier om in jou situasie in te gryp, halleluja. Ek is hier om in jou familie in te gryp. Ek is hier om in jou kinders in te gryp. Ek is hier om by die skool in te gryp. Ek is hier om in die gemeenskap in te gryp. Ek is hier, halleluja, om in hierdie gemeente van Gansbaai in te vaar. Te sê dat die Here is die Here, halleluja, en hy sal nie weer toelaat dat die ellende jou tref nie. Israel was in 'n hoek vasgevang. Moses lei hulle uit Egipte uit en bring hulle voor die Rooi See. En voor hulle is water en toe hulle opkyk sien hulle dat die Egiptenare besig is om hulle te agtervolg met hulle beste wat hulle kon hê, halleluja, en hulle is vreesbevange. Van hoe kan Moses hulle bring om te sterf in die woestyn? Miskien het jy ook al so gevoel vasgevang in 'n hoek en daar is geen uitkoms nie. Weet soms laat die Here toe dat dinge met ons gebeur, dat dit voel ons is in 'n hoek, sodat sy naam verheerlik kan word. Wanneer God jou die uitkoms gee, halleluja, want daar was geen uitkoms vir Israel nie. Al wat voor hulle was die Rooi See, en agter hulle of hulle sterf in die see, of hulle word gedood deur die Egiptenare, maar die Here, halleluja, is die Here, halleluja, niks is vir hom onmoontlik nie. En ek sê vir Moses, halleluja, wat het jy in jou hand? Ek wil vanoggend sê, ellende Egiptenaar, Israel sal jou nie 2 keer tref nie. Jy was 'n slaaf, halleluja, in Egipte, maar die Here het jou verlos, die Here het jou vrygemaak in jou eie omstandighede, en die duiwel jou vasgedruk en van jou 'n slaaf gemaak, maar die Here het jou opgelig en jy voel vanoggend dat die Here is nie naby nie. Hy sê moenie bang wees nie. God se ingryping is nie afhanklik van ons omstandighede nie. God kyk nie waar jy jou bevind nie. Ons omstandighede en dit wat ons deurmaak is niks vir die Here nie. Ons omstandighede kan ons dryf tot rassenny en kan ons dryf om hulp te gaan soek op ander plekke. God word nie beïnvloed oor wie jy is en wat jy is en wat jou staat, jou posisie in die samelewing is nie, maar wanneer God ingryp, halleluja, dan wil hy vanoggend sê, soos wat hy vir Israel sê, staan vas. Amen. In die tyd waar jy lewe, in die krisis waar jy is, in die omstandighede waar jy is, wil hy dieselfde woorde wat hy vir Israel sê in Egipte, wil hy vanoggend sê, staan vas, dan sal julle die redding sien wat die Here vandag vir julle bewerk. Hierdie vas staan is nie net dat ons moet stil staan en niks doen nie. Hierdie vas staan beteken dat ek die Here moet soek. Hierdie vas staan, halleluja, is dat ek toegewyd moet wees. Hierdie vas staan is dat ek absoluut moet vertrou ten spyte, halleluja, wat die berig en die verslag van die wêreld vir my sê. Hierdie vas staan, halleluja,
en aanskou hoe die Here ingryp in jou situasie. Die Rooi See en die Egiptenare het miskien paniek gebring vir Israel. Hulle vra ook vir Moses, moet ons dan hier sterf? Die wonderlikheid van hierdie gedeelte is dat die verwagting wat Israel gehad het, is so negatief. Hulle sê vir Moses, gaan ons dan hier sterwe? Dis die enigste verwagting wat hulle het vir die situasie waarin hulle is. En hulle vergeet van God. Hulle vergeet van die grootheid van die Here. Hulle vergeet dis dieselfde Here wat hulle deur die 10 plaag gelei het. Hulle vergeet dis dieselfde Here wat hulle by Mara gebring het en die water het soet kom word. Hulle vergeet dis dieselfde Here wat hulle die nag besoek het en die dood het hulle nie getref nie. En hier is hulle in 'n krisis en hulle verwagting is dat hulle sal sterf. Miskien is hier baie vandag wat vanoggend hier sit en sê, my verwagting is dat dit nie so met my sal goed gaan. My verwagting is, halleluja, dat dit met die gemeente nie sal goed gaan. My verwagting is, halleluja, dat ek kan maar handdoek en gooi. Maar die Here sê, staan vas. Miskien is jou krisis nie vandag opgelos nie. Miskien is jou probleem nie vandag of môre opgelos nie. Miskien is die lig nog baie ver van jou af, maar die Here sê ten spyte van waar jy vandag vir jou bevind, wil ek vanoggend vir jou sê, laat jou geloof nie wankel nie. Ek wil vanoggend vir jou sê, staan vas. En dit wat jy deurmaak, want sekerlik gaan God vir jou die oorwinning gee. God is nie determineer ons omstandighede. Hy bring die verlossing vir jou. Volgende punt is, God gryp in op sy tyd en nie ons tyd nie. Een ding van ons wil soms sê dat die Here kits moet werk, onmiddellik moet werk. Ons lewe in 'n tydperk van kits oplossings. Alles moet kits wees, alles moet vinnig wees. Wanneer ons 'n knoppie druk, moet dinge vir ons gebeur. God werk nie so. Habakuk 2 vers 3 sê, as dit talm wag daarop, want dit sal sekerlik kom. Die laaste gedeelte van Habakuk 2 vers 3, hy sê, as dit talm wag daarop. Beteken lyk dit asof die Here nie die situasie verstaan, soos ek dit verstaan nie, en dit lyk asof die Here talm. Maar dan sê die Bybel, wag daarop, want sekerlik sal jou uitkoms kom, sal jou deurbraak kom, sal jou oorwinning kom, sal jou verlossing kom, sal die Here homself aan jou openbaar. In Johannes 11 lees ons van Lazarus. En Maria en Magda sê vir Jesus, hy stink al, hy is dood, hy is begrawe. Die Here talm soms in ons situasie en ons wil te opgooi. Maar dan kom Jesus en hy besoek ons. En hy gryp in, al is die situasie goed. En hy bring verandering. Wanneer God ingryp, kom hy nie laat nie. Hy kom met omstandighede. Wanneer hy vir Maria en Martha besoek met die opwekking van Lazarus, kom die Here met een doel, en dit is om Lazarus op te wek en sodat hy kan opstaan. So die Here is nooit laat nie. Hy kom met opstanding. Opstanding in jou dooie omstandighede. Opstanding in jou nederlaag. Opstanding in jou mismoedige toestand. Maar wanneer die Here ingryp, my liewe broers en susters, sal daar opstanding plaasvind. Resurrection will happen in a dead situation. Die Here sal opstanding bewerkstellig wanneer hy jou besoek vanoggend. Al lyk dit laat, al maak dit nie sin nie, as hy talm wag op hom. Die Bybel sê dat die Here het 4 dae getalm om vir Martha en Maria te besoek. En al wat hy vra,
waar het julle hom neergelê? Vanoggend wil ek vir u sê, lê jou situasie en jou probleme by die voete van Jesus. Al maak dit nie saak. Al sê ek vir jou, jy bid verniet. Al vat dit 'n maand, al vat dit 2 maande. Die Here weet hoekom hy tel. Maar hou jy aan, van jou oorwinning is naby. Hy wek vir Lazarus op uit die dode, die ingryping. En al wat hy sê toe hy Lazarus uitroep, maak hom los. Maak jy die bande wat hom vashou, maak dit los. Vanoggend wek God jou op, om dit wat rondom jou is, hierdie twyfeling, hierdie minderwaardigheidsgevoel, hierdie gevoel van ek is niks werd nie, ek is 'n failure. Vanoggend is daar soveel negatiewe bande wat rondom jou gespin is, wat jou wil doodmaak en jou in die graf wil hou, halleluja. Maar God is vanoggend hier om in jou situasie in te gryp en vir jou te sê, ek maak hier die bande rondom jou los om jou oorwinning te gee. Volgende ding van God se ingryping. God se ingryping bring 'n nuwe ding. Wanneer God ingryp, bring hy nuwe dinge. Jesaja 43 vers 19 sê, kyk, ek gaan niets doen. Hy sê, ek maak 'n pad in die woestyn. Ek wil sê, God doen nuwe dinge. Waar daar geen lewe is nie, stap die Here in en hy gryp en hy besoek vir Esegiel. En hy neem vir Esegiel na 'n laagte van droë bene. En hy vra, kan hierdie bene lewe? Maak nie saak hoe droog dit vanoggend lyk nie. Maak nie saak asof hier 'n dood sy oor hierdie dorp hang nie, halleluja. As God jou oproep en jou wil gebruik, dan neem hy jou en hy vra, kan hierdie bene? Kan dit lewe? Ag, hy is gansbaar. Die Here sê, ek wil vir jou 'n nuwe ding doen. Hy sê, kyk, ek gaan niets maak. Hy sê, ek maak 'n pad in die woestyn, riviere in die wildernis. Vir hierdie gemeente sê die Here, ek is besig om in te gryp. Ek is besig om verandering te bring. Ek is besig om 'n opskudding te veroorsaak. Ek is besig om hierdie dorpene weer lewendig te maak. Ek is besig om vlees by vlees na die been te bring, sodat daar lewe kan wees. God se ingryping bring nuwe lewe in jou. Jy kan nie dieselfde wees as die Here ingryp in jou lewe nie. Laaste punt. God gryp in om sy heerlikheid aan ons te openbaar. Die wonderlikste in Markus 4:39 sê die Bybel, terwyl Jesus op die boot was, het hy opgestaan. Terwyl die disippels vra, gee jy dan nie om dat ons vergaan. Gryp Jesus in. En die Bybel sê hy bestraf die winde en die golwe. En daar kom 'n kalmte. Wie wat vra hierdie disipel? Hulle vra, wie is hy? Dat self die winde en die golwe ongehoorsaam is. Ja, amen. En Jesus bestraf nie hierdie winde en die golwe nie, maar hy doen dit sodat sy Vader verheerlik kan word. Amen. Ek wil vanoggend sê, wanneer God in jou lewe ingryp en verandering bring, is daar net een keuse vir jou, en dit is om God te verheerlik. Wanneer die Here instap in jou familie, in jou huishouding, en waar jy jou bevind vanoggend op 'n donker plek, kom God en hy bring lig, halleluja, sodat sy naam aan hierdie aarde verheerlik kan word. Hy gryp in
sodat jou lewe dieselfde moet wees nie. God gryp nie net in sodat jy dieselfde pad kan loop nie. Maar God gryp in om vir jou 'n permanente oorwinning te gee. God gryp in om jou genesing te bring. God gryp in die tyd waarin ons lewe van onsekerheid om vir jou sekerheid te gee. God gryp in, halleluja, in die tyd van benoudheid om vir jou te sê, jy hoef nie te vrees nie, ek is met jou. God gryp in om vir jou te sê, ek sal jou nooit begewe en ek sal jou nooit verlaat nie. God gryp in om vir jou te sê, ek is met jou tot aan die volëinding. Wat moet ons doen om hierdie ingryping van die Here in ons lewe te ervaar? God sê, moenie vrees nie. Dit is asof die Here die mens ken en weet dat die omstandighede in die tyd waarin ons lewe bring vrees, dan wil die Here vanoggend sê, moenie vrees nie, maar vertrou. Dis wat ons moet doen, ten spyte van al die negatiewe, dat ons sal vasstaan en te sê, Here, onwrikbaar, vertrou ons op U. Alle dinge val nie in plek nie. Here, my fokus is nie op dit in hierdie samelewing en dit wat nie in plek val nie. My fokus is op U wat dinge kan laat gebeur. Daarom, Here, sal ek nie vrees nie. Tweede ding is, ons moet nie ophou bid nie. As ons wil hê God moet ingryp, moet ons nie ophou bid nie. Van gebed, halleluja, bring die hand van die Here in beweging. En daarom, halleluja, as ons wil hê God moet ingryp in ons situasie, moet ons bid sonder ophou. Want dis Jakobus wat sê dat die gebed van 'n regverdige dra groot krag. So ons moet nie ophou bid nie. Die volgende ding wat ons doen, ons moet nie ons eie planne maak nie. Ons moet wag op die Here. Wanneer ons in 'n hoek gedryf is, raak ons paniekbevange en ons gaan soek raad op plekke wat tydelik van aard is. Psalm 27 sê, wag op die Here. Ek herhaal, wag op die Here. Ons moet op die Here wag vir sy tyd. Martha en Maria het nie op Jesus gewag nie. Hulle het Lazarus gaan begrawe. Want dit was die logiese ding om te doen. Maar as hulle net 'n bietjie langer gewag het, was hulle oorwinning vir hulle gegee. Ek weet nie vanoggend of u wag op die Here nie. Maar hy sê wag op die Here. Pastor Emilia, ons kyk na hierdie gemeente en ons sê, Here, ons wag op U, van God sal instuur. As ons bid, as ons wag, as ons vertrou, van God wil ingryp. Die laaste ding, verwag dat hy sal dinge doen. Want hy is nog dieselfde God. Verwag vanoggend dat hy vir u iets spesiaal wil doen. Want hy het nie verander nie. Dit wat hy vir Israel gedoen het, dit wat hy in die Nuwe Testament gedoen het, as hy vanoggend hier om vir jou te doen. God wil vanoggend vir ons sê, in Psalm 27 vers 14, wag op die Here, wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. Ek weet nie vir wie hierdie boodskap vanoggend is nie. Maar die Here wil in iemand se lewe ingryp vanoggend. Hy ken vanoggend jou hart. Hy sien jou trane. Hy sien hoe stikkend jy is. Hy sien jou gebroken. Hy sien wat jy deurmaak. Hy sien wanneer jy op jou bed in die aand gaan lê en jou oë toemaak, hoe jy worstel. Maar hy sê vanoggend hier, ek wil ingryp in jou lewe. Wanneer God vanoggend ingryp, liewe broer, liewe suster, in jou lewe, verander hy alles. Hy verander alles. Kom ons sluit ons oë in hierdie plek. Voor ek gaan bid.
As jy spesiale gebed wil hê, steek jy die hand op. Ek wil jy graag insluit in hierdie gebed. Hoef nie skaam te wees. Is daar 'n hand vol? Daar gaan hande op. Is daar nog hande? Daar gaan hande op. Halleluja, kom ons allemaal staan, terwyl ons goed bid. Sit net die hand op die bors, plaas dit net daar. God ken vanoggend jou hart. Hy ken jou lewe. Here, as in hierdie atmosfeer van u teenwoordigheid, wat ek vanoggend na u toe kom. Here, voor my staan die gemeente van Gansbaai. Here, hulle staan vanoggend voor u. Here, u is bekend met elkeen se hart. U is bekend met elkeen se lewe, elkeen se omstandighede. Vanoggend sê u woord, Here, wanneer God ingryp, verander alles. Dankie, Here, dat u bereid is om vanoggend in te gryp. Dankie dat u bereid is, Here, ten spyte van ons verlede, ten spyte van wat ons deurmaak, ten spyte van hoe ons vanoggend voel, dat u vanoggend laag neerbuig. Here, in ons swakke hand en die sterke hand neem en ons lei. Ek wil vanoggend bid, Here, wil u elkeen kom toevou in die holte van die hand. Here, wil u elkeen se swak hand in die sterke hand neem. En Here, wil u hulle lei. Wil u die gemeente lei. Wil u saam met Pastor Emilia, Here, wil u die gemeente lei van krag tot krag. Here, van oorwinning tot oorwinning. Here, tot wanneer u ingryp, Here, dat u hulle u sal verheerlik en sal loof, Here, vir u grootheid en vir u wonderwerk. Here, seën ons nou. Seën ons, Here, dat ons altyd sal onthou dat u is nog dieselfde Jesus. Ons eer u, ons loof u, ons aanbid u in Jesus naam. Amen. Vader, ons dank u. Ons loof, ons prys, ons eer u. Here, u woord en u Heilige Gees het vanmôre met ons gepraat. U het opnuut weer vir ons kom bevestig wat u aan die begin van die jaar gesê het, dat u is besig om iets nuuts te doen. En ek dank u, Here, dat ons het 'n verwagting en ons kyk uit na wat God gaan doen. En ek dank u dat ons vanmôre weet, wanneer God ingryp, kan dinge nooit weer dieselfde wees nie. Ek loof u, Here, vir hom wat u vanmôre gestuur het, om die boodskap te kom aflewer en ons seën hom vanmôre saam met sy familie, in hulle bediening, in hulle gesin, Vader God, en ons dank u daarvoor. En Vader, ek bid nou dat u seën, u guns op elke persoon in die plek sal rus, en dat ons hierdie week sal ingaan met blydskap, met 'n verwagting om te weet, God kom deur, al is dit op nommer 99, you may be 4 days late, Lord, but you will still be on time. So ek verklaar deurbraak en guns en seën en oorwinning vir elke een in hierdie week. Ons vat dit en ons vertrou u daarvoor in Jesus naam. Seën elke een en word verheerlik in almal se lewens, en ons loof en ons eer en ons prys u. En almal wat die Here liefhet, sê Amen. Baie dankie, die Here seën u.